triomferend oor die sonde. Romeine 5 vers 17 sê, want as ten gevolge van die misdaad van die een, die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die een, Jesus Christus. Paulus kontrasteer die mag van sonde met die verlossingskrag van God deur Jesus Christus, dit wat hy in ons werk. Ja, deur een mens se oorspronklike sonde is alle mense besmet met daai sonde saad wat ons immuunstelsel swak gemaak het, ons geestelike immuunstelsel swak gemaak het, teen Satan se versoekings en gemaak het, dat elkeen van ons ook sondig, wetend of onwetend, en daardeur die dood beerwe. Ons het slawe van sonde geword. Maar nou, deur dit wat Jesus kom doen het, bied God 'n geneesmiddel vir elke een wat hierdie Jesus Christus ontvang en inneem en aanneem. Elkeen van daai persone se immuunstelsel word herstel om koninklik oor sonde te triomfeer. My sonde word nie bloot vergewe nie, ek word prakties in staat gestel om oor sonde te triomfeer deur Jesus in my. Ek het dus die vermoë deur Jesus om oor sonde te triomfeer. Ek is nie bloot 'n swak mens en 'n slagoffer wat nie sonde kan weerstaan nie en wat nou maar gaan sonde doen. Ek moet my gedagtes vernuwe met hierdie waarheid. Veel meer het God gedoen in my deur Jesus Christus as wat die sonde ooit kon doen. Ek moet dit glo en ek moet toelaat dat dit my lewe beïnvloed. Ek triomfeer oor sonde. Kom ons bid saam. Jesus, dankie vir u genesing van sonde. Dankie dat ek nou kan triomfeer oor versoeking en nie meer bloot 'n slagoffer of 'n slaaf is van die sonde nie. Help my om dit te glo, help my om my gedagtes hiermee te vernuwe en om vanuit daai waarheid uit te lewe. In Jesus naam, amen. Die Here seën jou, mag jy 'n wonderlike dag hê.